Ek groet julle, welkom by hierdie boodskap. Waar wil jy die graagste vakansie hou? See, by die see. Tina is mal by die see en om in die see te swem. Ek hou daarvan om die branders te hoor en te sit en kyk, dit is baie mooi, maar jy kry my nie sommer op die strand nie, jy kry my nie in die see nie, ek kan nie swem nie, en ja, ouma by wie ek en my tweelingbroer groot geword het, meeste van die tyd was ons by haar, daar in Kraddock, ons mag nie boom geklim het nie, ons mag nie kaalvoet geloop het nie, want daar's mense wat spoeg in die straat, dan tel jy kieme op, ons mag nie gaan swem het by die groot bad nie, so ek kan nie swem nie, en ek is maar bang vir haie, jy verstaan. Een seevakansie is geweldig baie mense se vakansie droom, of miskien wil jy ergens in die bos wees, of in die veld, of jy wil in die berge wees, in die berge gaan stap, of jy wil net bly waar jy is, jou dorp of jou stad is vir die lekkerste, nou het jy verlof, en nou is die kans om bietjie deur al die malls te loop, nee. Nie almal se cup of tea, soos die Engelsman sê nie, nee. Jesus was oral. Jesus kom uit die hemel, seun van God, voordat hy mens word. Hy was van alle tye af by sy Vader in die hemel. Jesus ken, en hy leef in die hemel en op aarde. Hy het met die see te doen, toe hy op aarde was. Sy bediening. Hy het te doen met die land, en op die land het hy te doen met berge en heuwels en koppies, en met dale en velde. Jesus is in die dorpe. Hy bedien in die groter dorpe of die stede van daai tyd. Jesus sê Markus, die Markus evangelie. Nou Markus is die oudste evangelie. Markus skryf na aanleiding van wat die geleerdes sê, daar was 'n evangelie, 'n bron. Maar goed, Markus is die kortste evangelie, Matteus, Lukas, Johannes baie langer, baie meer omvattend. Maar Markus se groot doel is om te sê, Jesus het uit en uit met die hemel te doen. Hy kom uit die hemel, hy het opgevaar na die hemel, na sy kruisiging en sy opstanding. Hy is 'n hemelwese, maar hy is ook ten volle mens. Hy het mens geword. Vir jou en my, hier op aarde, kom leef en kom sterf aan die kruis. Daarom begin hy in Markus 1, duidelik stel hy, die evangelie van Jesus Christus, die seun van God. Begin so, en dan gaan hy aan Johannes die doper, ensovoorts. Nou, jy kan dink, die keisers van die tyd het nie baie daarvan gehou nie, of wie ook al in die ou nabye ooste, of wie ook al daarmee te doen gekry het, wat hulle self gesien het as gode seuns, familie van die gode, hier sê hy, hier is die seun van God, niemand anders nie. Dan in vers 9 tot 11 noem hy van die plekke waar Jesus beweeg het in daai selfde tyd van Nasaret in Galilea afgekom, baie klein plekkie. Hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Hy is in die rivier, hy word gedoop. Hy vereenselwig hom met die gewone mens, want hulle het hulle laat doop. Hy het nie nodig om hom te laat doop nie, want hy is nie 'n sondaar nie. Hy het nie die bekering nodig nie, want daar is nie sonde in sy lewe nie. En toe uit die water kom met die hemel
het hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos 'n duif na hom toe sien neerdaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Hemel en aarde ontmoet mekaar. Hemel en aarde touch mekaar. God kom aarde toe deur Jesus. En maak dit moontlik vir mense, vir die mensdom, vir my en jou, wie ook al, om in die hemel uit te kom, om daar die aanraking met God en sy hemel te hê. Daarom het Jesus gesê by verskeie geleenthede, die koninkryk van God het naby gekom, in Jesus, natuurlik. En dan in vers 12, die Gees het hom weggevat die woestyn in. Daar's mense wat daarvan hou om in die woestyn vakansie te neem. Jesus ken die woestyn. Dit was geen vakansie nie, hy's daar versoek. En dan skryf Matteus hierdie weergawe, Matteus 3 vers 13 tot 17, aan die begin van Jesus se bediening, sê Matteus, het die duiwel hom weggevoer na 'n hoë berg toe. Jesus laat dit toe. En al die skatte vir hom gewys en gesê, ek sal dit vir jou gee as jy my aanbid, of spring jy af en die engele sê jou dra, en Jesus sê vir hom, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Woestyn, op 'n berg, maar geen vakansie vir die seun van God nie. 'n worstelstryd teen versoeking, sonde, Satan die bose, teen die dood. En Jesus wat onder die mense beweeg. Markus wil alles inbou, baie kortliks wat die ander later sou uitbrei en baie langer sou stel. Jesus het langs die see van Galilea geloop. Die see speel 'n rol in sy lewe, maar dis geen see-vakansie nie. Hier is mense wat ook nie regtig geweet het van om by die see-vakansie te hou nie, want hulle is vissers van beroep. Onthou die mense van daai tyd was maar baie bang vir die see. Die see was onheilspellend. Daar was donker dieptes en meeste van hulle, of ek reken, almal het op baie stadium nog geglo, die aarde is plat, staan op pilare. En as jy te ver met 'n boot in die see uitgaan, kan jy afval. En dan is daar, jy lees dit in die Ou Testament, een van die psalms, die Behemoth en die Leviathan, see-monsters, wat jou kan vernietig. Baie bygelowig daaroor. En dan moet om nie eens te praat nie van bose geeste, demone wat van die berge afkom en die waters kan slaan. Toe Jesus die storm, Markus 4 lees ons daarvan, die storm op die see bedaar, en hy sê bedaar. Dis die woord wat gebruik word om bose geeste aan te spreek en uit te dryf. Hulle het dit geglo en daarom ontstaan daai geweldige storms. Hulle was bang vir die see, maar Jesus gaan see toe en daar kry hy sy eerste disippels. En hy bedien in Kapernaum, 'n groter plek, en hy beweeg tussen die mense. Ek kom nou daarby. Ek wil net in hoofstuk 7, Markus 7, lees ons hierso, ja, Markus 6, interessant, Jesus loop op die see, een van sy wonderwerke. Petrus, hy sê vir Petrus, kom, loop op die see. Petrus sink en Jesus red hom daar. Jesus is nie bang vir die see nie. Hy bedien op die see, met die see rondom hom. En dan Markus 7, Markus skryf eers oor die fariseërs wat die skynheiliges is, en die skrifgeleerdes, en Jesus sê, julle is skynheiliges, hypocrites, die hypocrites. Hy sê, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Dit was die probleem in Jesus se tyd, mense wat uiterlik aanbid en diens doen, en die skrifte lees, en tempel toe gaan. Dis vandag nog so. Uiterlike skyn van godsdiens, skryf Paulus op 'n plek vir Timoteus, maar die krag het hulle verloor.
krag van die ware geloof is nie daar nie. Mense wat smag om 'n persoonlike God, Vader te ken. Want vir 400 jaar, tussen die Ou en die Nuwe Testament, Maleagi, en wat hierdie Nuwe Testament geskryf word, geen profeet nie. Ja, daar is die tyd van die Makkabeërs, hulle veg vir hulle geloof, hulle godsdiens, maar die stem van die profete het stil geraak. God se stem het stil geraak. Daarom word die Makkabeërs nie opgeneem in ons Bybel nie. Dis buite Bybelse bronne. Al oorwin hulle die vyande van die Jode. Want daar's net te min persoonlike geloof en net te min gerigtheid op die lewende God. Maar dit daar gelaat. En dan in hoofstuk 9, net so spring hierso, vers 2, 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem, hulle op 'n hoë berg gebring. Daar sy op 'n berg. Maar is nie uitstappie nie, is nie 'n bergklim nie. O, my liewe rooi Kadina het saam met al die kinders hier in Grootvadersbos ingegaan. Lief, wat is daai deel waar julle ingegaan het? Dis privaat grond, maar hulle was nie onwettig nie. Die bordjie sê jy gaan nou maar net op eie risiko in en die eienaar kan jou te enige tyd afsit daar. Sy sê, dit was ver. En vir hoe lank daar teen 'n kop, 'n berg uit die hoogtes in. Rudolf, my seun, het sy spesiale horlosie vir haar gegee om haar pols te meet, dat dit nie oor 150 gaan nie. Sy het so 'n paar keer sê sy 156 gestryk. Want dit is mos nou 220 minus jou ouderdom, maar as jy fiks is, maar liewe Rooikat is nie fiks vir sulke dinge nie. Maar nou goed, Jesus gaan daar uit met die disippels en Elia en Moses het aan hulle verskyn en met Jesus gestaan en praat. Ou Testament sê daar op dele dat Elia en Moses sal weer kom en verskyn. Natuurlik bedoel dit hierdie. En dat Jesus dan sal waarmaak wat hulle op aarde begin het en wat hulle gedoen het in hulle lewe. God se ongelooflike profete, God se leiers, geestelike leiers. Nou Petrus so die vinnige een wat hy is, oorhaastig, wil hy 3 hutte bou, een vir een vir Moses, een vir Elia. Met ander woorde, hulle moet nou maar daar bly. En die gedagte is sekerlik by Petrus vir 'n hele ruk, en dan kan almal nou daarna toe kom. Hulle en die volk en so, nee, sê Jesus, baie jammer, hy het nie geweet wat hy sê. Eintlik wil dit sê, is baie stupid wat hy voorgestel het. Daar het weer 'n wolk gekom, daar het 'n stem gekom, dis my geliefde seun, luister na hom. En toe is niemand meer daar nie, en Jesus is alleen. Maar dan sê hy is die een, hy is die Elia, hy is die Moses wat weer kom. Die volmaakte Elia en Moses. Maar goed, in hoofstuk 10, net nog dit uit Markus, hoe Jesus betrokke is by mense op grondvlak. Hy is almagtige God, maar op grondvlak laat die kindertjies na my toe kom. 10 vers 13, en moet hulle nie verhinder hê, en hy seën hulle, hy vou sy arms om hulle. Kindertjies wat nie baie gewild was na die tyd nie, die disippels jaag die kindertjies weg. Jesus sê nee, moenie dit doen. Koninkryk is veral vir mense wat soos kindertjies is. Die kern, vind ek, oor Jesus se lewe, oor God, oor wie God is, wie Jesus is, in Jesaja 55. God kom en hy sê, daarso in vers 8, my gedagtes, sê God, is nie julle gedagtes nie. Ons dink ons weet, God weet. Ons dink ons kan dinge uitredeneer, nee.
Nee, ons kan nie verstaan nie. God openbaar homself, sê die Bybel. Maar nie alles nie. Soveel dinge van die Here God wat ons nie weet nie. Van die hemel, van die aarde, van die toekoms. Julle optrede is nie soos myne nie, sê die Here. Julle kies verkeerd eintlik baie keer. Julle kies net te menslik. Julle dink nie goddelik nie. God dink goed. God dink dinge en God tree so op dat ons dit nie altyd verstaan nie. Soos die hemel hoor is die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede, my gedagtes bo julle gedagtes. Jesaja 57 stel dit ook beautiful, pragtig hier, vers 15, so sê hy wat hoog en verhewe is, God, Jesus, hoog, verhewe, ons moet tog nie vergeet nie. Moet nie vergeet nie, die respek vir God, vir Jesus. Al sê Jesus, julle is my vriende, nog steeds die wete, hy is God. Hy is die tweede persoon in die goddelike drie-eenheid. Hy is ook God. Hy is verhewe. Hy wat ewig leef, wie se naam die heilige is, Jesus. Dan sê hy, ek woon in 'n hoë en heilige plek en ek is by hom wat verdruk en nederig is. In dieselfde as, daar's nie 'n sekoma nie. Ek woon in 'n hoë en heilige plek, nie daar ver bo verhewe, niks met mense te doen nie, vir die jaar wat voor lê. 'n nuwe jaar, 2026. God verhewe, gesag, alles in sy hand hou, maar by ons. En ek is by julle. Jesus Immanuel, God by ons, vir die nuwe jaar. Ek gee nuwe krag aan die nederiges, ek gee nuwe krag aan die verdruktes, ek reken nie vir altyd sondes toe nie, die vergifnis, die kruis van Jesus, kruis van Jesus. Ek het gepraat van Jesus by die see, hy roep die disippels daar, die eerste disippels, hy kalmeer die storm, Markus 4, hy bedaar die storm, daar bedien hy, nee, daar waar mense vakansie hou, daar wys hy die wonderwerk en sy mag oor die bose, en sy mag oor die skepping, en sy godheid bewys hy, daar ontmasker hy mense se ongeloof, daar loop hy op die see, soos ek gesê het, daar doen hy die wonderwerk vir sy disippels, toe hulle gaan vang en daar's niks in die nette nie, en hy sê, gooi daar in en daar, en hulle, die nette wil skeur, hoe hy sorg. Ek wil amper vir jou sê, mag jou nette in die nuwe jaar amper skeur van die seëninge wat God gee. Ek wens dit kan vir jou sê, het sal geld wees. Maar tel 'n bietjie. Ek het nou die dag gepreek oor tel jou seëninge, count your blessings. God wil ons geestelike nette, ons liefde, blydskap, hoop, oorwinning, sy gawes wil hy in oorvloed laat wees. Hy wil in hierdie land dit vir ons gee. Hy wil dat die regering so sal wees, dat daar vir armes gesorg word, dat ek en jy sal help daarmee. Armoede verlig, werkloosheid verlig, korrupsie minder, dat die nette van geregtigheid en moraliteit en waardes sal wil skeur. Hy is in die dorpe, die stede, en mense se huise, hy genees siekes. Hy is in die huise van omstrede mense, soos Saggeus die tollenaars, hulle beskuldig hom, ja, jy vreet saam met tollenaars en hoere, prostituie. Hy sit en gesels met hulle, redeneer. Hy doen nie wat hulle doen nie. Maar hy skaam hom nie, om by hulle, die wat uitgewerp is in die samelewing, te gaan sit en hulle te bearbei, en van homself en van God se vergifnis te vertel nie. Omstrede mense, randfigure, daar is Jesus. Hy is in die hoogtes, op die berg, op die koppie. Ou Testament was berg geweldig belangrik, jy moet maar dink in die agtergrond, veral dan van die uittog uit Egipte, Moses, en dan kom hulle by die berg Sinai, en dan word die 10 gebooie gegee, nee? Nou lees ons in Matteus 5, julle kan maar gaan lees, vers 1 en vers 2, hy het gegaan, disippels saam met hom, hulle het teen 'n berg, 'n koppie opgegaan, hy is daar bo, hy kyk neer, dis simbolies van 'n God met gesag, wat
wat praat. Moses wat die 10 gebooie op die berg gee, hulle verwag 'n tweede Moses. Hier word duidelik gesê met die bergpredikasie Matteus 5, Jesus is die tweede, die volmaakte Moses. Hy is die een op die berg. Daarom word hy saam met Elia en Moses verheerlik, opgelig. Hy is die belangrikste. Hy onttrek hom nie net baie keer om op 'n berg 'n koppie te gaan bid en te rus nie. Baie belangrike les wat ons maar kan leer. Hy bring die nuwe wette. Bergpredikasie, hy sê daar, julle het gehoor dat die mense van die ou tyd, kyk maar daar vers 21 en verder gaan lees, bietjie die bergpredikasie, hy kom met gesag, hy sê die mense van die ou tyd het gesê, jy mag nie moord pleeg nie, maar ek sê vir julle, daardeur sê hy is God, hy het die gesag, hy is die nuwe wetgewer. En dan weet ons, hoe hy die liefde beklemtoon, Johannes 13, 'n nuwe gebod gee ek julle, 'n nuwe benadering, nie meer wettisisme, allerlei wettiese ou reeltjies, mekaar veroordeel op grond van allerlei ou wettiese ou goedjies. Wie ou watter dag en wat, ek sien in die Koran toe word beklei oor Kersfees en nie Kersfees nie, verjaar staan nie, dit klere dra en dat klere dra en dit en asseblief. Het gaan oor, hy gooi nie die 10 gebooie weg nie, maar hy kom vervul dit. En hy sê, jy vat dit saam in liefde teenoor God gelukkig te maak in 2026. Dis die nuwe wetgewer se riglyn. Wat jy ook al doen vra, sal God happy wees, gelukkig wees. Sal ander opgebou word en nie afgebreek word nie. Sal ek myself, my geloof opbou en nie afbreek nie. Sal ek my verhouding met Jesus bou. Want dit is die teenoorgestelde van die fariseer se lewe. As nie 'n persoonlike verhouding met God, met Jesus nie. Hy sê ek soek 'n intieme persoonlike verhouding met my, soos Moses gehad het. En hy kom sê dit met die gesag. Met die gesag van 'n Moses, met die gesag van God. My gebooie. Jy moet gehoorsaam wees. Jy mag nie leef soos jy wil nie. Daar is reëls. Daar is gebooie, daar is liefde, riglyne. Ons moet bid dat dit in die regering waar word, dat ons regering, dat oor die wêreldleiers, Putin en Trump van Amerika en wie ook al sal besef, gesag is in Jesus Christus. Dink groter oor Jesus. Dis wat Matteus sê, hy skryf vir die Jode, veral, maar ook vir almal. Dink groter oor Jesus. Hy is die seun van God. Hy kan genees. Hy kan help. Hy kan die verlossing bring. En dan op 'n koppie, Golgotha, op 'n berg, sterf hy vir ons sonde. Hy kyk uit so oor die kruis. Uit vanuit die kruis oor. Hy die uitsig soos 'n God. Hy die vergifnis. En daar, op 'n berg, bring hy die wette van vergifnis en oorwinning oor die bose. Ek wil afsluit. Hy wil help. Want hy soek deel van die veld. Matteus 6 oor die bekommernisse sê hy, in die veld, kyk na die lelies. God sorg vir hulle, hoekom sal hy nie vir julle sorg nie? As jy weer in die veld is, gaan kyk 'n bietjie. Die bergpredikasie van Lukas 6 sê hy was in die veld, hy het afgegaan van die berg. Dis nie 'n teenstrydigheid nie, dis albei, op die berg en in die veld. Hy's daar bo en hy's onder, om te sê, en Lukas is vir die heidene, die Grieke en Romeine, en hulle was bang vir hulle gode, afgode. Die was verspilturig, het hulle gedurig gestraf en bygekom. En afgeknou. Hy sê nee, God is nie so nie. God is tussen die mense. En hy korrigeer die godsbeeld van die Jode en van die heidene en van almal, in enige valse godsbeeld vandag. En dan kan jy maar in Markus die opskrifte gaan lees, hoe naby aan mense kom. Petrus se skoonma, genesing van 'n melaatse man, hy vat aan die melaatse, is taboe, hy doen dit. Genees 'n verlamde man met die gebreklike hand. Aanstelling van 12 apostels, hy stuur hulle, gewone mense, hy stuur my en jou, hy gebruik ons. Nee, die liedboek nie, op berge en in dale,
En oral is my God. Hoorie, waar jy ook al wil vakansie hou, waar jy ook al gaan nie lewe of jy by die Jan thuis bly, se karretjie, hierdie Kersfees en vakansie was, maak nie saak, maar waar jy ook al gaan, sê net vir jouself, op so 'n plek, oral, het hy geloop, het hy bedien, en die almagtige God, by my en jou, in 2026, waar ook al, hoogtes en dieptes en berge en velde, en aarde en see, en as jy moet sterf, dwarsdeur, tot in sy hemel. Amen.